En geloof beteken om 'n verwagting te hê, om uit te sien na iets. Jy glo dat God sy beloftes aan jou gaan waarmaak. Ons skep 'n klimaat waar binne God vir ons die bonatuurlike kan doen. Die lewe gebeur nog. Daar is nog donker wolke, daar is nog storms, maar die rigting van my lewe het verander. Die Bybel sê julle moet julleself opbou in julle allerheiligste geloof. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Leef met geloof en verwagting. En ek dink dit is so belangrik, soos die nuwe jaar voor ons lê, dat ons met geloof en verwagting die nuwe lewensjaar betree, om te glo dat God ook kragtige dinge in my lewe kan doen in die jaar, dat God ook mooi dinge in my lewe kan doen in die jaar wat voorlê, en dat ek met hierdie verwagting in my hart sal leef, dat hy ook uit sy hand vir my die mooie sal gee, dat hy in my lewe sal werk, dat hy in my gesin se lewe sal werk, dat hy in my werkomstandighede gaan werk. En die Bybel nooi ons uit, Jesus nooi ons uit in Johannes 14 vers 1, hy sê, julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. En geloof beteken om 'n verwagting te hê, om uit te sien na iets. Jy glo dat God sy beloftes aan jou gaan waarmaak. Jy glo dat God die dinge wat hy in die woord sê in jou lewe gaan laat gebeur. Natuurlik is ons geloof ver verby die grense van hierdie lewe. Daar in die ewigheid, in die hemel waar alles perfek is en waar ons in die teenwoordigheid van God gaan wees, waar ons sonder verdienste daar gaan wees, deur die genade wat ons in Jesus Christus ontvang het. Dis waar ons geloof uiteindelik na die hoogtes toe gaan, na die ewige lewe, maar ook vir hierdie lewe kan ons verwagting in die Here plaas en sê die Here gaan saam met my hierdie aardse pad loop en hy gaan saam met my dag vir dag wees. Wat gebeur in jou hart? Wat gebeur in ons lewe wanneer ons met geloof en verwagting lewe? Ons skep 'n klimaat waar binne God vir ons die bonatuurlike kan doen. Ons skep 'n klimaat waar binne God ook vir jou en vir my die uitsonderlike kan doen, wat net hy kan doen. Ongeloof beteken om geen verwagting uit die hand van die Here te hê nie, om niks te verwag nie. Die lewe gaan maar aan soos hy aangaan. Ek het geen verwagting van die Here nie, en dan geen verwagting beteken dat ek mis die uitsonderlike besoeking, die werking van ons wonderlike Vader in ons lewens. Ons lees dat Jesus baie wonders gedoen het in die dorpie Kapernaum, daai dorp daar in ou Israel. Ons lees in Lukas 4 vers 40 tot 41, daar staan, hulle het siekes na hom toe gebring. Hulle het mense aan hom toe gebring met allerhande kwale, en hy het een vir een die hande op hulle gelê. Dien ons nie 'n wonderlike Jesus nie? Een vir een. As die God wat jou geskaap het, sy hande op jou lê. Dis Jesus, dis wat hy wys vir ons. Elke mens is spesiaal vir hom. Hy het een vir een die hande op hulle gelê. Onrein geestheid uit mense uitgegaan en hulle het geskreeu, U is die Seun van God. En in Kapernaum gebeur wonders. God besoek daai dorpie. Jesus betree hulle spasie. Maar hierdie selfe Jesus, die tweede persoon in die Godheid, kom by 'n dorpie Nasaret waar hy groot geword het. En daar staan in Matteus 13 vers 58, onthou dis die selfe Jesus, dis die selfe salwing van die Heilige Gees wat op hom is. Dan staan daar, vanweë hulle ongeloof het hy daar nie baie wonderwerke gedoen nie. Markus 6 vers 5 gaan verder en sê, hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê het en hulle gesond gemaak het. Nou staan en Jesus was verbaas oor hulle ongeloof, oor hulle verwagtingloosheid, dat hy nie dit vir hulle kan doen nie. En 'n hele dorp, Nasaret, mis die openbaring van God in hulle midde. Hulle mis die besoeking van God in hulle lewe. Hulle mis daai oomblik toe God ook in hulle lewe wou ingryp, omdat hulle nie met geloof en 'n verwagting na Jesus gekyk het en na hom toe gegaan het nie.
Wanneer ons praat oor geloof en verwagting, beteken nie die lewe is net altyd maklik nie en alles loop net voor die wind nie. Ja, ons weet, ons leef hierdie aardse lewe. Daar is uitdagende tye, daar is moeilike tye. Daar's baie keer dinge wat ons nie verstaan nie. Maar een ding is seker, ons het die neus van ons boot gedraai. Ons vaar nie meer aan die afgrond van die ewige hel en die verlorenheid en die donkerheid en agter sonde en agter die duiwel aan nie. Ons het die neus van ons boot gedraai. Ons het Jesus gekies. Ons vaar na die son van geregtigheid toe. Ons vaar na die hawe van die hemel toe. Ons het 'n wonderlike eindbestemming, maar ons is nog op hierdie lewenssee. En baie keer op hierdie lewenssee, omdat ek die neus van my boot gedraai het, beteken dit nie ek is nie meer op die lewenssee nie. Die lewe gebeur nog. Daar is nog donker wolke, daar is nog storms, maar die rigting van my lewe het verander. Ek gaan nie meer agter Satan en sonde en verlorenheid en ewige verwerping aan nie. Ek gaan nou na Jesus toe. Ek vaar na God se liefde toe. Ek vaar na die hemel toe. Ek vaar na God se plan met my lewe toe, maar ek's nog op hierdie lewenssee. En soms is die see ook maar stormagtig en dan val ek my 'n bietjie water in die boot, maar een ding is seker. Ek weet wie's in my boot. Jesus is in my boot. Al vaar ek op hierdie lewenssee, en baie keer dan verstaan ek hoekom hierdie donker wolke nou oor my lewe is nie. Maar ek weet Jesus is in my boot. En ek weet, hy sal my deurdra. Hy sal my vashou en hy sal my sterk maak. Dis my verwagting, dat hy ook in hierdie aardse lewe my deure gaan oopmaak, geleenthede gaan gee, dat hy vir my wonderlik gaan versorg, dat hy dinge ook van my bonatuurlik gaan skuif, dat hy in sy almag in my lewe gaan optree, en al leef ek nog nie in die volmaaktheid van die hemel nie, gaan ek al reeds my Vader se hand in my lewe sien in hierdie aardse lewe. Kan ons amen sê? En ons gaan in hierdie jaar ons geloof opbou en sterker maak. Die Bybel sê julle moet julleself opbou in julle allerheiligste geloof. Geloof is nie net daar nie, dis iets wat ek aan moet werk. Ek moet dit sterk maak. Ek moet die Bybel lees. Ek moet lees van hoe die Here manna gee uit die hemel en kwartel stuur en die rooi see oopmaak en ek moet sien hoe 'n byl dryf en ek moet sien hoe vuur uit die hemel geroep word en ek moet sien hoe Jesus siekes gesond maak en duiwels uitdryf en ek moet sien hoe mense se lewe heel word en ek moet 'n prentjie kry van hoe groot God is, want ek soek God se besoeking in my lewe. Ek soek die Here se hand in my nuwe lewensjaar. Onthou, geloof is nie iets wat staties is nie. Ek het op 'n stadium gegroei tot die geloof kan groei en geloof kan minder word. Dis nie staties nie, hy staan nie stil nie. Geloof is iets wat beweeg. Dis iets baie dinamies. En daarom praat die Bybel op party plekke dat party mense het geen geloof gehad nie. Onthou julle toe die disippels in die boot was in Markus 4, hier van vers 39 af, is hulle hierdie geweldige storm en Jesus het die wind bestraf en alles het doodstil geword. En die see het kalm geword, en Jesus sê vir hulle in Markus 4 vers 40, het julle dan geen geloof nie? Hy raas met hulle. Hy sê, het julle geen verwagting dat ek 'n storm kan stilmaak nie? Het julle nie die verwagting dat ek ook vir julle die bonatuurlike kan doen nie? Het julle geen geloof nie? Op 'n ander plek sien ons vir Petrus, Matteus 14 vers 30. En julle onthou die storie, hy het die boot geklim en hy het op die water geloop. Wat 'n ervaring, maar toe sien hy die golwe, hy haal sy oë van Jesus af en hy begin sink en Jesus gryp hom in die hand en hy sê vir hom in Matteus 14 vers 31, klein gelowige. Hy sê jy het 'n bietjie geloof gehad en dit was nie genoeg nie. En jy het gesink. En in Matteus 8 vers 8 lees ons van die Romeinse soldaat, die hoofman oor 100 en sy slaaf wat vir hom baie beteken het, was siek gewees. En hy het na Jesus toe gekom en hy het gesê, Here, spreek maar net 'n woord en my knegt sal gesond word. En in Matteus 8 vers 10 staan daar, Jesus sê, ek het in Israel nie eers so groot geloof gevind nie. So ons kan leef in ons hart met geen geloof, klein geloof of groot geloof. Maar ek en jy moet sê, Here, dis soos hy pa wat gebid het, wie se kind siek was. Hy het gesê, Here, ek glo, maar kom my ongeloof te help. Ek glo, maar kom help my. Kom help my, ek wil groot geloof hê. Ek wil die groot werk in my lewe sien.
Ons wil in Simfonie gemeente, saam met al die gemeentes in die Wesrand, sien hoe die Here 'n omgewing verander, hoe Kagiso verander word, hoe Davidson wil verander word, hoe Luipardsvlei verander word, hoe Kreeusdorp Wes verander word, want ons glo die Here kan groot dinge doen. Kan ons amen sê? Amen. Ongeloof beteken verwagtingloosheid en dit beteken dat ons die hand en die beweging en die ingryping van God mis in 'n situasie. Dit maak dat ons sink in ons omstandighede. Ons moet ons oë in geloof op Jesus hou. Maar ek weet nie van julle nie en ek weet mos nou, ek en Alta is nou al lank getroud. As daar probleme op die horison kom, wat gebeur baie keer in huise? As daar finansiële probleme kom, daar kom verhoudingsprobleme, daar kom uitdagings in werksituasies, dan kan dit gebeur dat 'n man en 'n vrou dat hulle verskil oor goed. Partykeer woorde het. Nou is mos so. Julle is heilig. Ek sien almal sulke blink goedjies op hulle koppe. Julle lyk mooi maar 'n blink ding op jou kop. Okay, maar dit is so, né? Maar die Here wil hê dat 'n man en 'n vrou moet na Jesus toe gaan. Hulle moet op hulle knieë voor hom gaan staan en sê, Here, ons vertrou U om hierdie situasie om te draai. Want dis die eerste ding wat die duiwel gebruik om jou in 'n verloor situasie te plaas. Hy bring 'n verwydering tussen 'n man en 'n vrou. En waar daar 'n verwydering tussen 'n man en 'n vrou in 'n huis is daar geen deurbraak nie, is daar geen oorwinning. Daar is geen ingryping van God in so 'n huis nie. En ons moet ons huis vir Jesus oopmaak en sê, Here, kom in ons lewe in. Ons buig voor U. Dit laat my dink aan daardie verhaal van, onthou julle die owerste van die sinagoge, Jairus in Markus 5 vers 22, en sy dogtertjie het op sterwe gelê, en hy het gesê, Jesus, kom asseblief na my huis toe, kom lê jou hande op haar, dat sy gesond kan word. En op pad soontoe is Jesus se tog onderbreek deur die vrou wat sy soem aangeraak het, en dan lees ons, dat toe Jesus uiteindelik by die huis kom, was hy reeds dood. En die mense het gesê, nee, die kind is nie dood nie, die kind slaap net. Maar die mense het hom uitgelag. En Jesus het al die ongelowige mense uit die huis uitgedryf. Maar dan staan daar in vers 40. En hy het die vader van die kind en die moeder. Hy het die vader van die kind en die moeder saamgeneem. En baie keer kom ek en jy voor situasies te staan in ons lewe, dat ek en jy as man en 'n vrou in 'n kragtige eenheid in geloof voor die Here moet staan. En sê die Here sal ook hier vir ons die uitkoms gee. Die Here gaan ook hier vir ons die deurbraak gee. En hulle dogtertjie het lewend geword. En God staan gereed om vir jou groot dinge in jou huis hierdie jaar te doen. Halleluja! Ons verwag die grootheid van die Here. Baie mense sal baie keer vra, maar pastoor, of vra vir jou as gelowige, my broer, my suster, hoekom het die wonderwerk nie gebeur nie? Hoekom het die uitkoms nie gekom nie? En dan hou hierdie vraag wat jy vra, want jy die Here vertrou. Maar een ding is seker, in daai situasie sê jy, ek hou nog steeds net aan die Here vas. Hy is my uitkoms, hy is my hoop. Ek weet hy is lief vir my, ek weet hy gee om vir my net die beste bedoelings vir my. Hy hou my in die palm van sy hand. Hy beskerm my. En ek gaan in enige situasie uitroep, of dit goed of sleg gaan. Ek vertrou God. Ek vertrou God. Kan ons amen sê? Maar ek gaan nie ophou met 'n verwagting leef nie. Want baie keer wat in ons lewe gebeur is, ons kry een negatiewe ervaring. En dan sê ek gaan nooit weer die Here vertrou nie. Ek gaan nie weer die Here vertrou wees nie. Dit mag nooit so wees nie. Jy moet altyd met 'n verwagting in jou hart lewe. Kan ons amen in die kerk sê? En as jy ding nie uitwerk soos hy uitwerk, dan weet ek, God het my in sy hand. Hy het my vas. Hy gaan my nie die halfpad nou los nie. Maar weet julle, hartsgeloof moenie net hier bly nie. Dit moenie net 'n ingesteldheid van my hart wees nie. Dit moet woorde word. Want baie keer kan ons woorde praat wat teen ons geloof indrys, wat praat van ons verwagtingloosheid. En dit wat ek praat word amper soos 'n selfvervullende profesie. Ek sal byvoorbeeld goed sê soos, ek sal tog nooit uit hierdie gemors uitkom nie. Ons sê dit baie keer, né? Of ek sal sê, ons is nou maar die sukkelaars in die familie. Of ek sal nooit so 'n ding kan besit nie. Die oomblik as jy sê, ek sal nooit kan nie, op daai oomblik sny jy alle moontlikhede af dat dit ooit kan gebeur. Of jy sê, dis nou maar my lot. Dis nou maar my lot.
Dit lyk my die Here seën almal behalwe vir my. En jy praat hierdie goeters. En ons bind die werking van God in ons lewe soos Nasaret dit gedoen het. Want ons staan op 'n ongelowige plek met 'n ongelowige hart en ons praat ongelowige woorde en ons sny die werk wat God in ons lewe wil doen af. Daarom 2026 moet 'n jaar wees waar ek en jy hierdie geloof in ons harte ontwikkel. Ons gaan ons opbou in ons allerheiligste geloof. Ons gaan hierdie geloofsingesteldheid ontwikkel in ons, maar ons gaan dit ook praat. Daar gaan dalk moeilike situasies wees wat vir jou taaf is, wat moeilik is, maar dan gaan jy soos Psalm 23 vers 1 uitroep. Jy gaan die woord van die Here begin napraat. Jy gaan sê, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Jy praat die woord van die Here na. Ander kere sien jy nog nie die uitkoms nie, jy sien nog nie die lig op die horison nie, die donker wolke is nog daar, maar jy sê, wat Psalm 34 vers 9 sê, kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Dit gaan goed met die mens wat by die Here skuil. Psalm 34 vers 20, wat sê, dalk het jy 'n terugslag beleef in die lewe, dan staan daar, al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref. Die Here red hom uit almal. En partykeer gaan 'n ding soos 'n berg voor jou lê, dan sê Lukas 1 vers 37, en jy bely dit, jy bid dit, jy sê, Here, ek bely hierdie, jy sê dit hard, jy lees die skrif hard, dat jou ore dit hoor, dat jou vrou dit hoor, dat jou man dit hoor, dat die kinders dit hoor, jy sê dit vir mense, as hulle vra, hoe gaan dit met jou, hierdie ding voor jou is groot, dan sê jy wat Lukas 1 vers 37 sê, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En ek en jy gaan hierdie jaar in, en ons verwag dat die Here ook die mooi vir my kan doen. Luister, die Here het nie wit broodjies nie. Hoor vandag, party mense dink, die Here het sulke A-klas Christene, B-klas Christene, C-klas Christene, so, en dan kom jy ook half ingeglip. Nee. Ek en jy is elkeen spesiaal in die oë van die Here. En ons gaan nie net 'n geloofsingesteldheid ontwikkel nie, ons gaan nie net ons woorde in lyn kry om God se plan oor ons lewe te praat nie, maar ons gaan ook geloofsdade in hierdie jaar doen. Ons gaan die Here gehoorsaam. Julle, dit vat geloof om die Here te gehoorsaam. As die Here sê, doen goed aan die wat sleg aan jou doen, dis geloofsgehoorsaamheid, dan dink jy, seën die wat jou vervloek, moeilik en daai. Maar jy doen dit in geloof, want jy weet, God gaan optree in jou lewe, kan ons halleluja sê. As ek in geloofsgehoorsaamheid optree, as die Here sê, vergewe, moet niks teen iemand hou nie. Moet niks teen iemand hou nie. Jy mag niks teen niemand hou nie. Jy het nie die reg om dit te doen nie, want God hou niks teen jou nie. Die persoon wat jou die seerste gemaak het, die persoon wat in die huwelik op jou uitgeloop het, jy kan nie 'n wrok hou nie. Dis natuurlik 'n proses van genesing wat moet plaasvind. Maar jy mag nie iets teen iemand hou nie. Ek en jy het nie die voorreg om dit te doen nie. Ons moet volkome vergewe. En dit is moeilik, want ek sukkel partykeer daarmee. Regtig, dan voel ek so kwaad vir daai, en dan sê ek, ag Here, help my net dat ek vergewe, want ek weet, ek kan nie in my lewe werk as ek nie vergewe nie. Maar ons moet vergewe. Dis geloof. Ek gaan die Here in geloof vat. As die Here sê wat jy saai, gaan jy maai. Liefde of finansies, wat ook al. Ek glo God. Ons vat hom met sy woord. Ons doen geloofsdade in die jaar. As die Here 'n opdrag vir jou gee, en jy sê ek is die onbekwame Here, ek kan nooit dit doen nie, dan sê die Here vir jou, gaan getuig, gaan op hierdie sending uitreik, doen hierdie bediening, doen hierdie aksie, doen iets. Dis wat ek van jou vra. En jy sê Here, daar moet meer bekwame mense wees. Dan sê jy in geloof, Here, ja, ek sal dit vir U doen. Want waar jy in geloof met hierdie geloofsingesteldheid leef, jy praat woorde van geloof en jy doen dade van geloof, daar daag God op. Daar daag God op. Dit is Dawid. Dis Dawid wat voor die reus Goliat staan. Almal is bang, maar hy kom staan in geloof voor hierdie reus. En hy sê, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel wat jy verkleineer het. En ek en jy gaan hierdie jaar in die naam van die Here, die Almagtige, die God
van Israel. Kan ons haleluja sê? Haleluja. Baie keer sal mense vir my sê, "Eep, ek is nou oud geword. Ek dink die Here se plan met my is klaar en nou is ek net afdraande, nou wag net die lang bome vir my. Die beste is agter my. Ag nee wat, ek het my lewe geleef." Ons lees in die boek Josua vers 14 vers 12, jy onthou die man Caleb. Hy en Josua was die twee verspieders wat die positiewe boodskap gebring het. Hulle het saam met die volk vir 40 jaar in die woestyn gewandel. Uiteindelik het Josua en Caleb van daai geslag was die enigste twee wat die land betree het. En Caleb sê daar in Josua 14 vers 12, hy sê ek wil die berggebiede hê. Die bergwêreldse gebiede. Hy sê die Here het dit vir my beloof. Hy sê miskien sal die Here by my wees sodat ek hulle kan verower soos hy beloof het. Hier is hy 'n man van 80 jaar. Hy is nog steeds ingestel dat God se belofte op hierdie aarde, nie net in die hemel nie, maar ook op hierdie aarde in sy lewe 'n werklikheid sal word. Daarom ons wat al bietjie langer in die tand is, God het nog 'n groot klomp beloftes wat hy vir ons wil waarmaak. Kon ons haleluja sê. Haleluja vir die Here wat nog in ons lewe gaan werk. Dis die weduwee. Onthou julle wat so baie geskuld het, na man is dood en die skuldeiser wil haar 2 seuns kom vat het in 2 Konings 4 vers 1. En sy het hierdie nood, my skuldeiser gaan my seuns kom vat. En sy gaan na die profeet Elisa toe en hy sê, "Van wat het jy in jou huis?" Sy sê, "Ek het niks nie, ek het net 'n klein erdekannetjie olie." En hy sê, "Gaan gou, gaan leen al die kruike wat jy kan en sorg dat jy nie te min leen nie." En hy sê vir haar in vers 4 van 2 Konings 4 vers 4, as jy nou in jou huis is, maak die deur agter jou toe en begin daai kruikie gebruik, daai klein bietjie olie, erdekannetjie, en maak al die kruike vol olie. En soos hy die kruike aangedra het, na seuns het die kruike aangebring, het hierdie kruike vol geword en vol geword en vol geword en vol geword, tot daar nie meer kruike was nie, toe die olie opgehou loop. Maar dit moes vir haar 'n sinnelose opdrag wees, dit hierdie bietjie olietjie. Hoe gaan dit my red? Maar sy het gedoen wat die Here gesê het en hy het die wonderwerk vir haar gegee. Amen. Dis die 4 mans wat hulle verlamde vriend voor die voete van Jesus laat neersak. Weer in die dorpie Kapernaum, oral is 'n samedromming van mense. En hierdie vriende wil so graag hê hulle vriend moet aangeraak word deur Jesus. En hulle maak die dakplate oop en hulle laat sak die man voor Jesus se voete. Dis om te glo dat God ook vir my broer langs my en vir my suster langs my 'n wonderwerk kan doen. Ek moet hulle net by Jesus uitkry. Ek moet hulle net by Jesus uitkry. En hierdie is so mooi van voorbidding. Wanneer ek bid, dan laat sak ek jou voor die voete van Jesus. Hier by die kerk sal ek jou partykeer in 'n hoekie kry en sê, kan ek net my hand op jou lê? Ek wil net voor die voete van Jesus laat neersak en ek bid met geloof want ek wil hê God se kragwerking moet in jou lewe 'n realiteit wees. Jou siek liggaam moet gesond word. Daar moet uitkoms vir jou kom. Die Here moet jou optel. Die Here moet jou oprig. En dalk in die lewe jou op 'n plek waar jy verlam geraak het, weet net, daar's 'n Jesus wat mense weer op hulle voete tel en jy kan aangaan in hierdie lewe. Maar iets nog so wonderlik gebeur wanneer ek met geloof en verwagting leef. Ek het hierdie gesindheid, ek ontwikkel dit. Ek raak nie hierdie mens wat net morbied is en nie op God meer vertrou nie en geen verwagting het en geen in die hand van God nie meer in my lewe sien nie. Maar wanneer ek 'n mens is wat 'n geloofsingesteldheid het, ek praat dit. Ek sê die Here gaan vir ons uitkoms gee, man. Die Here gaan vir ons 'n pad maak. Die Here gaan ons help. En jy begin gelowig optree. Gaan doen wat die Here vir my vra. Ek gaan eers te jammer sê. Ek gaan vergewe. Ek gaan die Here gehoorsaam. Ek gaan doen wat hy vra, want ek soek sy hand in my lewe. As die Here my opdrag gee, gaan ek dit doen want ek weet hy sal met my wees. En wanneer ek so lewe, gebeur ietsie. Jy skep 'n patroon van geloofsvertroue vir die mense wat jou lewe deel, wat die lewe met jou deel. Vir jou vrou, jou kinders, vir jou vriende, jou medegelowiges. Onthou julle die vroutjie Matteus 9 vers 20, sy was so siek en sy het van agter af gekom en sy het Jesus se die soem van sy kleed aangeraak. En sy het gesond geword. Maar later lees ons nou nie in Matteus 9 meer nie, maar nou in Matteus 14, paar hoofstukke later, dat mense het by Jesus saam gedrom en hulle het gehoor hy's in die omgewing. En dan sê vers 30, en hulle het hom gevra dat siekes tog maar net aan die soem van sy klere mag raak. En almal wat dit gedoen het, het gesond geword.
En ek wonder, en dis dalk 'n bietjie van 'n rek 'n bietjie die betekenis hierso, maar of hulle nie gehoor het van hierdie vroutjie wat die soem van Jesus se kleed aangeraak het. En dat goed, dat moet net sy soem aanraak. En sy het dalk 'n patroon geskep, dat mense ook hulle vertroue in Jesus kan sit. Mag ek en jy met 'n geloofsingesteldheid in 2026 leef. Mag ons die Bybel napraat, God se plan napraat met ons lewe. Mag ons 'n geloof optree, maar dit maak dit vir almal om jou makliker, om hulle oë dan op Jesus te rig. Die grootste geskenk wat jy iemand kan gee, is om hom te help, om sy oë op Jesus te rig. En as jy iemand kan help om sy oë op Jesus te rig en te vertrou, en om in daai skuilplek in te hardloop, julle, is 'n wonderlike geskenk wat jy daai persoon gee. Spreuke 14 vers 26 sê, wie die Here dien, het daarin 'n veilige toevlug, en ook sy kinders vind daar skuiling. En as jou kinders gesien het, hoe pappa in sy moeilike tye net gesê het, Here, my God, U gaan my nie los nie. U is my helper. Sal daar 'n dag in hulle lewe kom, jy sal dalk nie meer hier wees nie, jy sal in die hemel wees, dat hulle ook op hulle knieë sal gaan en sal sê, ek raak die soem van Jesus aan, want ek het die patroon gesien. En hoe nodig het ons geliefdes nie hierdie skuilplek nie. Die Bybel leer vir ons dat ons is in 'n geweldige geestelike stryd betrokke. Julle, en party mense dink, as ek net nie daaroor praat nie, as ek net my kop in die sand druk, dan gaan die duiwel nie daar wees nie. Luister, Satan se aanvalle en die bose se aanvalle is 'n werklikheid op jou en my lewe. In ons gedagtewêreld, ons emosies, in ons liggame by tye, alle siektes nie direk aan die duiwel nie, sommige is, ook in ons omstandighede. Maar hoe kan ek staande bly wanneer ek voel, ek is onder 'n aanval van die bose? Ek voel gespanne, ek is siek, ek kry nie deurbraak nie, ek beleef ongelooflike druk, ek twyfel, ek het teenslae, ek het vrees in my hart, daar's allerlei goed wat net verkeerd loop in my lewe, en dit hou aan verkeerd loop, en dit hou aan verkeerd loop. Die Bybel sê vir ons in Efesiërs 6 vers 16 in die ou vertaling, behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pile van die bose sal kan uitblus. Al die pile. Jy blus dit uit. Jy weer dit af. En ek is so dankbaar dat ek hierdie jaar kan ingaan om te weet, ek het 'n skuld. Daar is 'n aanval, maar weet jy, ek het 'n skuld wat, hoor nou mooi, ondeurdringbaar is. Hoor mooi. Hy blus al die pile van die vyand uit. En dis die verwagting wat ek en jy in 2026 ingaan. Hierdie skuld wat God my gee, die skuld van geloof, nie een pyl kom deur nie. Hy blus al die pyle uit. En ek is veilig by my God. En ek is veilig by Jesus. En hy maak my toe met sy kragtige hande. Daarom sê 2 Tessalonisense 3 vers 3, maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Kan ons halleluja sê? Hy gaan dit vir ons doen. En jy gaan oorwinning op oorwinning beleef. Luister, ek wil net vir jou goeie nuus gee, jy is in die wenspan. Halleluja, ons is in Jesus se span. En hy beskerm ons en sy bloed bewaar ons. Halleluja. En baie keer onderskei ons nie die werk van die vyand reg onder ons neus nie. Daar's altyd konflik in die huis. Daar's altyd tekort. Daar is altyd allerhande ellendes wat ons tref. En daar's geen deurbraak nie. En dit voel ek is in hierdie maalkolk vasgevang en ek kom nie te dinge nie. Daar is tyd dat jy moet sê, genoeg! Genoeg! Die Bybel sê, weerstaan hom. Die Bybel sê eintlik, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Jakobus 4 vers 7. En jy weerstaan hom en jy sê, jy het nie 'n plek in hierdie huis nie. Lank genoeg het jy die vrede uit hierdie huis uit gesteel. In geloof hou ek my skuld op en jou pyle tref my nie meer nie. En jy bestraf hom in die naam van Jesus. En jy sê, Satan, die bloed van Jesus is teen jou. Breek jou werke, jy het geen reg
om hier te werk in my huis, in my hart, in my lewe nie. En jy sê, in die naam van Jesus, verdryf ek jou. Kan ons amen sê? Moet dit nie verdra nie. Luister, ons verdra partykeer om onder ons neus, en ons dink, ek en my kind het 'n misverstand, ek en hierdie mense, luister, die Bybel sê, ons stryd is nie vlees en bloed nie. Daar's iets groter agter die skerms. Ons moet 'n ingesteldheid hê. Luister, hulle sê daar's 2 probleme. Party mense is duiwelbewus. Is dit nie so nie? Alles is die duiwel. Ek het net nog nooit gehoor van 'n vet duiwel nie. Ek wens daar was een wat jy kan uitdryf, wat so maklik is om maar te word, né? Alles is nie die duiwel nie, maar ons moet hom onderskei wanneer hy op die toneel kom. Halleluja. Ons gaan nie agter elke bos 'n duiwel soek nie, maar ons gaan nie voor elke duiwel 'n bos sit nie. Ons gaan bewus wees van God wil my in oorwinning vat. Luister, hierdie is jou jaar van oorwinning. Jy gaan met geloof en verwagting lewe. En jy gaan hoë hoogtes in die Here bereik. En die Here sal die goeie werk wat in jou begin het, sal hy volëindig. En hy gaan mooi en lieflike dinge vir jou in 2026 doen. Kom ons gee die Here net 'n lof op aan die einde van hierdie diens. Halleluja en amen. Mag hierdie kragtige woord van Pastor George jou inspireer om die evangelie van Jesus Christus te deel in woord en karakter. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.